If you live by the sword, die by die sword. Moenie oordeel nie, dan sal julle nooit geoordeel word nie. Julle moet ook nie veroordeel nie, dan sal julle nooit veroordeel word nie. Nou die disippels was die aand daar. Die oomblik waar Jesus gevange geneem is, waar hy verraai was deur een van sy eie met 'n soen. En dis Judas. So ek gaan uit elkeen van die evangelies gaan ek net 'n stukkie uithaal, want elkeen van hierdie skrywers het so dit bietjie anders te beleef, en elkeen het so anderste les uit die belewenis wat hulle gehad het, wat ek en jy kan leer in die oomblik wat Jesus gevange geneem is. So, gaan saam met my deur, en ons hoor wat die Gees van die Here vanoggend vir ons wil sê. Eerstens wil ek begin, en ek gaan van agter af vorentoe werk in die evangelie van Johannes. Hoe Johannes het opgeskryf het. Nou, Johannes het dit heeltemal anders geskrywe en beskryf, en hy het so 'n bietjie meer inligting gegee as wat die res gegee het, en ek dink is net tipies in wie hy is, want onthou, jy sal skryf volgens wat jou persoonlikheid is, jy sal dit beleef volgens wie jy is, jou verwysingsraamwerk, so dis hoekom, hulle is verskillende persone, hulle het dit verskillend geskryf, sodat ons die groter prentjie kan sien. So, julle kan volg op die bord, ons lees uit Johannes 18 vers 3, want dit was min of meer in die tyd, want dit is nou die lydingsweek van Jesus tot en met Vrydag wat hy gekruisig word, en daarom het ek gevoel vanoggend om soontoe te gaan. Johannes 18 vers 3 tot 12 is eintlik my, Johannes het, ek dink my, as ek die tienerse term gebruik, hulle is nou nie hier nie, maar dit is my eintlik die coolste storie wat Johannes vertel, toe hulle Jesus gevange geneem het, en julle sal nou sien hoekom, hoe cool Jesus was. Okay, hoe amazing hy is. Hy sê, en Judas het die afdelingssoldate en die dienaars van die owerpriesters en die fariseërs geneem en daar gekom om met fakkels en lampe en wapens. En omdat Jesus alles geweet het wat oor hom sou kom, dink aan, hy het alles geweet wat kom, het hy uit die tuin gegaan en vir hulle gesê, wie soek julle? En hulle antwoord hom, Jesus die Nasarener. En Jesus sê vir hulle, dit is ek. En ook Judas, sy verraaier, het by hulle gestaan. Maar hoor mooi wat gebeur. Kyk, julle moet nou hierdie sien. Sien dit nou as hierdie movie. So Mel Gibson dalk vra dat hy vir ons hierso 'n stuk net maak of iets. Toe hy dan vir hulle sê, en nou hierdie afdelingssoldate is nou hierdie klomp mense wat nou gekom het met fakkels en swaarde om hom gevange te neem, hy as 'n enkel persoon, en Jesus antwoord hulle, hy sê, wie soek julle? Wel, ons soek Jesus die Nasarener. Interessant hoe Jesus hulle antwoord. Ek weet nie of jy al gesien het hoe antwoord Jesus hulle nie. En wat's die impak toe Jesus hulle antwoord nie? Hy sê, toe hy dan vir hulle sê, dit is ek. Waaraan herinner dit julle? Hoor wat gebeur toe hy die woorde uiter. Dit is ek. Nou, in die English Standard Version, so julle sien onder in die Engelse vertaling, sê dit anderste. When Jesus said to them, I am he. Nou staan hierdie ouens, sien die prentjie, Jesus staan en hulle sê, wel, wie soek julle? Ons soek Jesus en Nasarener. O, dit is, I am he. Hierdie hele afdeling soldate, wat gekom het met swaarde, wat opgeleide krygsmanne is, hoor wat gebeur, hy sê, en hulle het agteruit gegaan en op die grond geval. Jesus het nie 'n swaard uitgetrek nie. Jesus het nie, daar het nie 'n aardbewing of iets gebeur nie. Die krag van die woord van God. 'n hele afdeling, ek dink dit was nogal embarrassing, as jy nou een van daai soldate was. Ek dink, hulle het nie idee gehad wat met hulle gebeur het op daai oomblik nie. I am. En dit vat my na, julle onthou die man met die naam van Moses, wat iewers daar in die woestyn rondgeloop het en 'n brandende braambos gesien het, en God sê, wel, ek stuur jou, jy my mense gaan verlos. Okay, Here, ek weet nie presies, en hy het nie God so geken nie, want hy het groot geword onder die Egipte met hierdie klomp afgode. Here, ek weet nie, in wat se naam gaan ek, wie moet ek sê het my gestuur, want 'n naam het autoriteit, 'n naam het krag. As jy iemand gestuur het, moet jy sê, so en so het jou gestuur, en dan het dit bepaal wat se impak dit gaan maak. Okay, Here, ek moet nou voor hierdie klomp Jode gaan vir hulle gaan sê, julle moet saam met my kom, maar in wie se naam
moet ek vir hulle sê, word ek gestuur. In Eksodus 3 vers 13 tot 14, hy sê, hierop het Moses tot God gespreek, maar as ek by die kinders van Israel kom, en aan hulle sê, die God van julle vaders het my na julle gestuur, en hulle my vra, hoe is sy naam, wat moet ek hulle antwoord? En God sê vir Moses, ek is, wat ek is. Ook sê, so moet jy die kinders van Israel antwoord, ek is, I am, het my na julle gestuur. Wat is die woorde wat Jesus gebruik? Dis vir my die mees omvattendste beskrywing van wie ons God is hierdie woorde. Ek is. Die Hebreëse woord, I am, is een woord, ek weet nie of ek hom reg uitspreek nie, maar ja. It's to exist, it's all together. Alles te saam. Met ander woorde, niks ontbreek nie. Dit wys ons die menslikheid van Jesus, maar ook die godheid. Nou, ek weet nie van julle nie, maar as ek Petrus was, sal ek ook die moed gehad het, op daai stadium om my swaard te trek, toe sien, hierdie gaan 'n maklike fight wees. Want ek meen, Jesus gebruik net woorde, en hierdie klomp soldate val. So, kom ek trek my swaard, lekker brave, Petrus. Kyk, want ons weet net die hoofstuk voor het hy vir die Here gesê, Here, ek sal saam met u deur die dood gaan. Maar ons weet, die braafheid het nie lank gehou nie, want toe die menslikheid weer ingekom. En ons gaan nou daarna kyk. Maar is net wat Johannes vir ons hier kom deurgee. Wie is hierdie Jesus? He is the I am. Wie is Jesus vir jou? Wie is Jesus vir ons? Hy is wie hy is, die ek is. En dit maak nie saak waar jy lewe is, maak nie saak waar die uitdagings is nie. Wat maak nie saak wat jy nodig het nie. Ek wil vanoggend vir jou sê, Jesus is genoeg. Ek raak soms frustreerd as hulle klomp tierlantynkies en fieteriasies by die evangelie van Jesus wil kom plaas, want dit is asof Jesus nie vir mense genoeg is nie. Hy is my genoeg, in sy wese is hy vir my genoeg, in my verhouding met hom, in sy teenwoordigheid in my lewe, net dat ek hom ken. Ek weet, mense hou nog vas, en daar's baie goed wat mense wil terugvat na ou gewoontes toe, en ou maniere van die Ou Testament, van feeste, en hierdie goeders. Ek is so jammer dat mense ongelukkig aan daai goed vashang, om te dink, dit gaan vir jou 'n verhouding met Jesus gee. As ek 'n verhouding met my vrou hê, wil hy dit baseer op 'n klomp rituele en 'n klomp goedjies wat ek van moet doen, is dit nie gebaseer op liefde nie, dis gebaseer op dade. God het ons vry kom maak van 'n klomp rituele en 'n klomp feeste wat ons connect met hom. Jesus is genoeg om net in 'n verhouding met hom te wandel, en 'n bewustheid van sy teenwoordigheid, dat hy my Immanuel is, hy is God met my, is vir my genoeg, en dit was nog altyd vir my genoeg. Ek hoef nie fieteriasies te kom bysit nie, ek hoef nie tierlantynkies by te sit nie. Hy is alles, hy is my ek is. Is hy vanoggend jou ek is? Alles wat jy nodig het. Daar waar jy alleen, eensaam is, daar waar jy in 'n stryd is, daar waar jy in 'n oorwinning is, daar waar jy vreugde en 'n deurbraak beleef, daar is Jesus ook. Hy is nie daar, toe jy swaar tye gehad het om jou te dra, na net een ry voetspore was nie, maar hy is ook daar in die tye wat ons vieringe het. En ek dink ons as kerk, ons as gelowiges, moet op daai plek kom wat ons meer leer om die goeie goed te vier wat God vir ons doen. In opgewondenheid as om te kla oor dit wat ons nie het nie. Want ons het baie meer as wat ons nie het nie. Jy het baie meer. Gaan kyk na jou vrou se skoenekas, dan sal jy weer besef. Al die mans sê, en al die vrouens sê, gaan kyk na jou man se viskas. Of ek het nou die dag begin tel, en dus ek het 3 seuns, en ons vang gereeld vis, en elke vis het ons nou iets anders te nou, met 'n quickies bestel vir elke katrol, en sê ek vir ek moet eers gaan tel, ek het nou nog nie klaar getel en hoeveel katrolle daar is nie, so, maar my vrou sal nooit weet hoeveel ons daarvoor betaal het nie, weet, ons het ons vir 'n bargain gekry. So, ek is wie ek is. He is the great I am. He is enough.
verhouding met Jesus. Dis 'n lewe van vervulling. Elke môre op te staan, goeiemôre Here Jesus. Dis genoeg. Dis genoeg vir jou dag, beloof jy. Nie snaakse goedjies en, Here, wat moet ek nog doen en hoe moet ek U probeer behaag en U tevrede stel nie? Wees net eers bewus en koester die verhouding wat jy met hom het. Die res kom van self. Dit gebeur spontaan, want dis wat liefde doen, en dat jy verlief was. Men jy het alles gedoen om hom tevrede te stel en hom gelukkig te maak, of haar. En dis wat Jesus is vir ons. Dis 'n liefdesverhouding, en ons moenie daai eerste liefde verlaat, en klomp snaakse goedjies kom bysit nie. Jesus is die ek is. Kom ons gaan na Lukas, wat Lukas vir ons kom skryf uit hierdie geleentheid in Jesus se lewe, in Lukas 22 vers 49 tot 51, hy sê, en toe die wat rondom hom was, sien wat gaan gebeur, sê hy vir hom, Here, moet ons met die swaard slaan, dis nou Petrus, en een van hulle die diensknegt van die hoofpriester getref, en sy regteroor afgekap. Nou Petrus, wat nou braaf is in die oomblik, want ons weet wat Johannes geskryf het, wat regtig daar gebeur het. Die ander evangelie skryf nou nie dat hulle op die grond geval het nie, maar Johannes het dit beskryf, en hierdie Petrus trek sy swaard, en hy kap die ou se oor af. Ek dink hy was nogal akkuraat in sy swaard, want om 'n oor af te kap, en net die oor af te kap, jy moet nogal kan slaan, hoor. Jy moet akkuraat wees. En hy het een van hulle se diensknegt van die hoofpriester getref, en sy regteroor afgekap, maar Jesus het geantwoord en gesê, hou op, dit is genoeg. En hy het sy oor aangeraak en hom gesond gemaak. Hierdie Jesus wat ons dien, is anders. Sit jouself in 'n situasie. Hy weet wat kom, hy weet hierdie ouens neem hom nou gevange, want hierdie ouens gaan hom martel, hulle gaan hom slaan. Hulle gaan 'n doringkroon in sy kop druk. Dis die ouens wat gestuur is, wat hom moet martel, en hier kom Petrus in die braafheid, en hy dink mos, hy kan vir God optree, weet, hoeveel keer dink ons kan nie vir God optree nie. Okay. En Jesus sê, stop, dis genoeg. En wat doen hy? Hy lê sy hande op hy ou, en hy maak hom gesond. Die vyand wat gekom het, om hom gevange te neem hy die tyd, om vir hierdie ou hande op te lê, en hom gesond te maak. Dit laat my so dink aan wat Jesus ons leer in Lukas 6. En dis nogal 'n uitdagende skrifgedeelte wat Jesus self ons 'n lering kom gee. Hy sê, maar ek sê vir julle wat luister, julle moet julle vyande lief hê en goed doen aan die wat julle haat. Dit is maklik om goed te wees vir mense wat goed is vir jou. Dit is maklik om die lief te hê wat jou lief het. Maar die woord sê daar's geen beloning in dit nie. Jesus kom daag ons uit, en hy stel vir ons die voorbeeld in sy donkerste oomblik. Julle moet julle vyande lief hê en goed doen aan die wat julle haat. Seën die wat julle vervloek, en bid vir die wat julle beledig. Aan hom wat jou op die wang slaan, moet jy ook die ander een aanbied. Soos jy nou eendag gesê het, Here, is reg, ek sal een aanbied, maar daarna kan ek nie beloof wat gaan gebeur nie. Aan hom wat jou op die wang slaan, moet jy ook die ander een aanbied, en aan hom wat jou bokleed neem, moet jy ook jou onderkleed nie weier nie. Dis die gesindheid van Jesus. En hy kom stel vir ons die voorbeeld in daardie oomblik. Dis ek sê, ons kan nie sê, maar Jesus is maklik om vir u om te sê nie. U verstaan nie ons uitdagings nie, Jesus verstaan. Men in die oomblik wat jy gevange geneem is, en jou vyand se oor afgekap word, vat hy die tyd, dis die hart van Jesus. En wat kom leer hy vir ons? Ja, jy gaan vyande hê. En jou vyande gaan jou te nakom. Maar jou reaksie as 'n kind van God, as my volgeling, is belangrik. Want ek en jy wat sê ons is Christene, beteken ons is volgelinge van Jesus. Met ander woorde, ons doen dit soos Jesus dit gedoen het. Ek weet nie van jou nie, maar dit gaan vir my uitdaging wees. En dit was al vir my uitdaging, en ek het al dit gemis. Maar die Here stel vir ons die voorbeeld, en as hy dit kan doen, wil hy vir ons kom sê, maar my gees is met julle, om julle te help. En dan laastens, wil ek gaan na Markus toe. Markus 14 vers 48, hy sê baie dieselfde, hy het nie te veel omvattend gesê nie, maar een ding wat vir my hier uitstaan is, Jesus antwoord en sê vir hulle, het julle soos teen 'n rower uitgetrek met swaarde en stokke en my gevange te neem? Dag vir dag het ek by julle in die tempel besig om te leer, en julle het my nie gegryp nie. Maar die skrifte moes vervul word. Hoor dit sê vers 50. Toe het almal
hom verlaat en gevlug. Somtyds beleef ons dit, dat ons alleen is. En ons oomblik van trauma, ons oomblik van stryd. Ons mis somtyds, en ek sê altyd as ons hospitaalbesoek doen, dan beleef ek eintlik dat die familie wat rondom daai bed staan, het meer bediening nodig as die persoon wat op die bed lê. Want hulle beleef trauma en hulle voel eensaam in daai oomblik. En somtyds was jy al op 'n plek, en is jy dalk op daai plek, wat jy net eensaam voel in jou stryd. Ek wil vanoggend vir jou sê weer eens, Jesus verstaan. Hierdie brawe manne wat swaarde uittrek en ons sê, Here, ons sal saam met U deur die dood gaan, Here, op ons dooie, oor my dooie liggaam sal ek nie toelaat dat hulle iets aan U doen nie. Toe Jesus om hom kyk, toe is nie een van hulle daar nie. Ons kan nie altyd op mense staat maak. Maar op Jesus, hy is altyd daar. Want hy is jou Immanuel. En dan laastens, Matteus. Matteus kom gee vir ons bietjie meer inligting oor Petrus wat sy swaard getrek het. Hy sien een van die wat saam met Jesus was, het met een sy hand uitgesteek en sy swaard getrek en hy die diensknegt van die hoofpriester geslaan en sy oor afgekap. Toe sê Jesus vir hom, sit jou swaard in sy plek terug. Hoor mooi, want almal wat die swaard neem, sal deur die swaard vergaan. Of dink jy nie, ek kan nou, my Vader kan bid, en hy vir my meer as 12 legioen van engele beskikbaar sal stel nie. Petrus, waarmee is jy besig? Sit jou swaard terug, Petrus. Die eerste les wat ons hier leer is, God is almagtig. Jesus kies om sy lewe neer te lê. Hy was in staat, hy was by magte om sy Vader te bid, en 'n 12 legioen, 'n legioen is omtrent 6000. Min of meer, dit was wat die Romeinse soldate op daai stadium was, as jy praat van 'n legioen, was dit omtrent 6000. Hy sê, ek kan 12 legioen engele opdrag gee, dis 72.000 engele. Nou, dit vat net een engel, dink ek sal genoeg gewees het om vir hom die oorwinning te gee, maar God kan vir hom 12.000 engele tot sy beskikking stel, om hom te kom red in sy lyding. Dink daaraan, Jesus kon homself enige oomblik gered het. Met een opdrag het die hemele gereageer en die Vader sal die engele gestuur het en gesê, ou goed my seun, ek kom red jou, ek stuur 72.000 engele vir jou, ek sal dit vir jou doen. En die wonderlike is, in hierdie tyd wat ons is en besef wat Jesus vir ons gedoen het, moet ek en jy onthou, dit was sy wil, dit was sy keuse. Hulle het nie sy lewe gevat nie, hy het sy lewe gegee vir ons. En dan die tweede les, daar is 'n gesegde wat sê, en wat eintlik kom uit hierdie storie, if you live by the sword, you will die by the sword. En hierdie is 'n beginsel wat nie net in hierdie oomblik tel nie, maar in elke aspek van ons lewe tel. Jy ontvang volgens dit waar volgens jy leef. Dit wat jy uitleef, gaan altyd terugkom na jou toe. En dit is niks anders as die saai en maai beginsel. Jesus kom waarsku vir Petrus. Petrus, luister, as jy 'n keuse maak om volgens geweld te lewe, moet jy weet, dan gaan jy volgens geweld moet bly lewe, en geweld gaan éventueel jou dood kos. Die swaard. En ek wil volgens jou sê, nie net rondom Petrus wat 'n swaard getrek het nie, maar die manier hoe ek en jy mense behandel, die manier hoe ons met mense praat, die manier hoe ons die lewe aanpak, die manier hoe ek en jy onsself uitleef as kinders van God, dis die manier wat Jesus ons kom leer deur hierdie verhaal, wat weer gaan terugkom na ons toe. Because if you live by it, you will also die by it. Want dit kom terug, dis soos 'n wiel wat draai, en dit gaan weg, maar dit kom weer terug. Lukas 6 vers 36, kom leer ons, wees dan barmhartig, soos julle Vader ook barmhartig is. Dat die klem hier is op barmhartigheid, om goed te doen aan ander. Jesus het ons geleer dat ons moet ons naaste lief hê, en toe hulle vir hom vra, maar wie is my naaste? Toe gee hulle 'n storie. Wie is jou naaste? Waar is my ma, my pa, my boetie, my sussie, my vrou, my kinders? Dis my naaste. Nee, ek het vir jou goeie nuus. Jou naaste is baie meer. En hy kom vertel 'n verhaal van 'n barmhartige Samaritaan, van 'n hele ander kultuur, van 'n hele ander ras, van 'n man wat kom help het, een van hulle Joodse manne kom help het. Dis jou naaste. Dis Jesus wat ons kom leer.
Hy sê, wees my barmhartig, wees dan barmhartig, soos julle Vader ook barmhartig is. Met ander woorde, dit wat jy gee, hoe benader jy mense? Met 'n barmhartige hart? Of benader jy mense met kritiek? Benader jy mense met negativiteit? Benader jy mense met oordeel? Hoor wat sê hy hierso, vers 37. Hy sê, julle moet nie oordeel nie. If you live by the sword, you'll die by the sword. Moenie oordeel nie, dan sal julle nooit geoordeel word nie. Julle moet ook nie veroordeel nie, dan sal julle nooit veroordeel word nie. Soms moet die Here my herinner, as ek frustreerd raak in sekere oomblikke, veral as ek agter 'n stuurwiel sit. Maar die Here help my, ek het al baie gegroei in dit. Wat mense dinge doen nie soos ek dink hulle moet dit doen nie, wat die reëls oortree, wat niks tekens respekteer nie, en dan word ek kwaad. En dan wil ek hulle oordeel. Of as jy by die tolhek kom, en die ou voor jou nie sy beursie het nie. En jy by hoeter klim. Ek het daai lesie al geleer, want so een keer het ek die hoeter geblaas en nie lank aan na nie, toe kom ek by die tolhek, want ek leef op die oordeel, en wat gaan ek ontvang? Kom terug. Gelukkig was daar 'n barmhartige Samaritaan wat ek nie eens geken het, wat agter my gestaan het, en gelukkig nie die hoeter geblaas het, maar uitgeklim het en vir my kom betaal het. Is dit nie wat Jesus so gedoen het nie? What do you live by? Because it's coming back. Dit wat volgens jy lewe, gaan terugkom na jou toe. Hy sê, julle moenie oordeel nie, met ander woorde, moenie 'n maatstaf op mense sit nie, want God se maatstaf was die lewe van sy seun, want so lief het hy net die Afrikaner volk gehad, net die Jode gehad, so lief het hy die wêreld gehad. Dis God se maatstaf oor elke mens se lewe. En hoe durf ons dit om 'n ander maatstaf op mense se lewens te sit? God se liefde is groter as enige teleurstelling en enige oortreding. God, dan sal hy, as ek kwaad raak, as die Here, onthou net ek ou net so lief soos ek vir jou het. Nee Here, ek is die favorite, ek is mos bietjie meer, ek lewe bietjie beter, Here, ek dink jy het my meer lief. Dan sê sorry, om jou babbel te bars. Ek het hom net so lief. Jammer om jou babbel te bars volgens. Hy het almal ewe lief. Hy het nie 'n rangorde wat hy oordeel en sê, hierdie ou het, van die ander gelowe, ek dink van die moslim gelowe moet verstaan, as jy iets verkeerd gedoen het, dan moet jy 'n paar goeders reg doen om die eerste een verkeerde ding te kanselleer. Ek dink soms dink ons dis hoe ons moet werk. Here, as ek 'n paar goeie goed doen, gaan U my meer lief hê, en as ek 'n paar slegte doen, kan ek net ouers vra, het julle 'n maatstaf van julle kinders wat julle oordeel en sê, hoorie, vandag is hierdie kind bietjie meer kind as die ander kind, want hierdie een is bietjie soeter en die ander een is bietjie stouter. Doen julle dit? As julle dit doen, ons het 'n goeie beradingsspan. Kom sien ons, maar ons gaan jou eers vir oriëntering bring, want ons dink ons moet jou eers oriënteer. Nee, jou liefde is onbeperk. Jy sê 'n maatstaf van jou liefde vir jou kinders nie. En ek wil volgende vir jou sê, dis hoe God hierdie wêreld lief het. Elkeen van sy skepsels het hy lief. Onbeperk, nie met oordeel nie. En daar's ook nie veroordeel nie, want onthou, Jesus het nooit aangekla nie. Jesus het nooit iemand gered deur hulle te veroordeel nie. Eerste woorde wat hy inteendeel gesê het is, jou sondes is vergewe. Nie, hoorie, maar jou lewe is nie reg nie, en kyk hoe jy hier opgetree, kyk hoe jy hier, nee, Jesus, ek lees nêrens dat hy dit gedoen het nie. Al het hy alles geweet van almal af, het hy gekom met genade, met barmhartigheid, want dis wat ons moet gee, en as ek en jy lewe volgens barmhartigheid, wat gaan ons ontvang? Sê julle moet nie oordeel nie,
dan sal julle nie geoordeel word nie. Julle moenie veroordeel nie, dan sal julle nooit veroordeel word nie. Spreek vry. Wie wil vryheid hê? Wel, ek het nodig om eers wat te doen. Vryheid te gee. Spreek vry, dan sal julle vrygespreek word. Gee, nou hierdie gebruik ons baie keer in die konteks van as ons kollekte opneem of tiendes opneem, maar eintlik is dit nie die konteks nie. Dit tel vir dit ook. Maar as vanoggend nie gaan hierdie nie oor geld nie, die gaan oor barmhartigheid. Dit gaan oor 'n lewenstyl wat ek en jy uitstraal, 'n Christusgesindheid waar hy in die oomblik waar hy gevange geneem is, in daai oomblik vir ons die voorbeeld kom stel het. Hy sê gee en julle sal gegee word. 'n Goeie maat wat ingedruk en geskit word. Met ander woorde, dit wat jy weggee, wat gaan gebeur? Gee en julle sal weer ontvang. Gee en julle sal gegee word, 'n goeie maat. God always gives to the givers. As jy God se voorsiening wil beleef, wees 'n voorsiener. God gives to the givers. Gee en julle sal gegee word, 'n goeie maat wat ingedruk en geskit, oorlopend is, sal hulle in julle skoot gee, want dieselfde maat waarmee julle meet, Petrus, dieselfde ding waarmee jy nou optree, gaan terugkom na jou toe. Pas op. Selfde maat waarmee julle meet sal weer vir julle gemeet word. En hoor mooi, ek wil julle terugvat na vers 36. Kyk wat vers 36, wat is die konteks? Wat moet ons gee? Barmhartigheid. Loving kindness is die Engelse woord. Dis waarin ons moet leef. Dis die gesindheid van Jesus, want dis die saai en maai beginsel wat hy kom leer uit Petrus, wat hy vir hom sê, Petrus, bære die swaard. Want pas op waar volgens jy leef, want dit wat jy uitleef kom terug na jou toe. Galasiërs 6 vers 7 sê, moenie dwaal nie. God laat hom nie bespot nie. Want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. Net dit wat jy saai, gaan jy maai. Die gesindheid wat jy saai, en jy gaan dalk nie altyd onmiddellik dieselfde gesindheid terug ontvang nie. Maar dit wat jy gee, kan jy lewe volgens die beginsel dat dit gaan terugkom na jou toe. En ek praat nie nou, dis nie die konteks van geld nie, dis die konteks van 'n hart, 'n gesindheid. Moenie dwaal nie, God laat hom nie bespot nie, maar net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. Hy wat in die vlees saai, sal hy die vlees verderf maai. Maar hy wat in die gees saai, sal hy die gees die ewige lewe maai. En laat ons nie moeg word, weer eens is die konteks, om goed te doen nie. Dis ons missie, want dis die goedheid van God wat mense lei tot bekering. En ek en jy met hierdie deure uitstap en sê, Here, gee my die geleentheid om goed te doen aan iemand. Met die wete dat die woord beginsel is, dit gaan terugkom na my toe. En laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. Dit wat jy uitleef, kan jy terug verwag. Ek eindig volgende, en ons dink aan hierdie week, en mag jy hierdie week bewus wees van wat Jesus deurgegaan het vir jou. Hoekom het hy daardeur gegaan? Juist vir die beginsel. Dit wat hy gee, gaan hy weer ontvang. Net dit wat hy saai, gaan hy maai. Dink jy aan? Wat het Jesus gesaai? Hy het sy lewe gesaai. Jesaja 53 vers 10 en 11, hy sê maar dat hy die Here behaag om hom te verbrysel. Hy het hom krank gemaak. As sy siel 'n skuldoffer aangebied het, hier's die oes, sal hy 'n nakroos sien. Hy sal die dae verleng en die welbehae van die Here sal deur sy hand voorspoedig wees. Weens die moeitevolle lyde van sy siel sal hy dit sien en versadig word. Deur sy kennis sal my knegt die regverdige baie regverdig maak en hy sal hulle skuld dra. Jesus saai sy lewe sodat hy jou lewe kan maai. Hoor mooi. Jesus saai homself. Want daar's 'n nakroos wat wag, wat hy sal sien. En hier sit ek en jy. Ons is die oes van Jesus se saad.
In die tyd wat ons sy dood en sy opstanding gaan vier, en sy lyding net, ons gaan herdenk, sy lyding, wat hy namens ons deurgegaan het, moet jy besef, dit was alles vir jou, dit was alles vir my, dit was alles vir ons. Sodat ek en jy op daai plek kan wees, dat ons regverdig gemaak kan word deur sy onregverdigheid. Hier sit ek en jy. Ons is die oes van Jesus se saad. Wat 'n voorreg het ons, om hierdie lewe te kon ontvang, omdat hy bereid was om te gee, omdat hy bereid was om volgens hierdie beginsel te lewe van, ek gee my lewe. Wat kan gebeur? Nou kan hy jou lewe ontvang. Want sy lewe is die saad van die oes van wie jy is. Is dit nie mooi wat Jesus vir ons gedoen het nie? Uit hierdie verhaal van waar hy net gevange geneem is daar soveel wat ons kan leer vanoggend. En mag ons herinner word, mag die Heilige Gees jou herinner, soos Markus en Lukas en Johannes en Matteus ons kom leer, hy is die ek is. Moenie vergeet, Jesus is genoeg nie. Lukas kom leer ons, dat Jesus selfs in sy donkerste uur nog steeds sy vyande lief gehad het. Hy het vir ons die voorbeeld gestel. Jy gaan met soveel meer vrede leef, as jy toelaat dat God se liefde jou lei teenoor jou vyande. Markus kom leer ons, daar is tye wat ons soms alleen is. En alleen voel, maar weet net Christus, hy is jou Immanuel. Hy weet wat dit is om alleen te voel. Jy is nie alleen in die stryd nie. Hy is met jou. Roep my aan in die dag van benoudheid, en ek sal jou uithelp. Die Here sal altyd reageer op die roepstem van sy kinders. Die kragtigste gebed wat jy ooit kan bid is, Here help. En hy reageer. Want hy sal nie alleen los nie. En dan Matteus kom leer ons, Jesus is in staat om enigiets te doen, want hy is die Seun van God. Hy is die Here van die leerskare, die engele leerskare, dis wat Psalm 24 ons kom leer. Hy kan 'n opdrag gee en die engele gaan reageer, maar hy kies om vir my en jou te sterf. Hy kies om te ly, hy lê sy lewe neer, sodat ek en jy die vrug op sy saad kan wees. Mag ons leer uit Petrus se voorbeeld om nie te lewe volgens die swaard nie, nie te lewe volgens geweld nie, nie te lewe volgens negativiteit nie, want dit gaan ons inhaal, maar om te lewe in die gesindheid van Jesus, om barmhartig te wees, om goed te wees, om die wêreld te wys wie Jesus is, want die enigste manier hoe hulle Jesus leer ken, is deur my en jou wat sy volgelinge is. In die tyd van lyding, besef die prys wat hy betaal het, sodat jy die nakroos kan wees wat vandag hier sit, vergewe, geregverdig, losgekoop, en jy lewe met die hoop op die ewige lewe. Kom ons sluit ons oë. Wel almal se oë gesluit is. Die Heilige Gees vanoggend met ons gepraat, en jy sit vandag hier. Ek weet nie waar jou verhouding met Jesus is nie, maar ek wil vir jou vandag sê, daar's niks belangriker in hierdie lewe as Jesus se betrokkenheid en sy teenwoordigheid nie. En vandag wil ek jou herinner dat hy sy lewe gesaai het, sodat hy jou lewe kan maai. Jy is die oes op sy vrug, of die vrug op sy saad. Maar ek wonder, is jy op daai plek wat jy sê, Here, ek het my lewe vir U gegee. Ek het alles oorgegee. Here, ek lewe vir U, want U was bereid om alles vir my te gee in daardie kruis. U alles het U vir my gegee. En dalk ken jy, weet jy van Jesus. Dalk het jy al baie gehoor, en jy dalk groot geword in 'n huis wat jy kerk toe gaan, nou en dan kerk toe gaan, en ons is mos Christen, ons is Afrikaner mense, maar my vraag volgende is, het jy op daai plek kom en sê, Here, hier is ek, my lewe is die vrug op U saad, ek lê myself neer. En dalk het jy vanoggend net nodig om 'n totale oorgawe te maak, en sê, Here, hier is alles wie ek is. En uit dankbaarheid vir dit wat U vir my gedoen het, en die lyding waardeur U gegaan het, wil ek vanoggend my lewe opnuut aan U kom oorgee. Ek wil graag saam met jou bid. Ek gaan nie vra om vorentoe te kom en jy gaan jou nie blootstel nie, maar as jy vanoggend hier is en sê, Here, hier is ek. Ek wil alles gee. Terwyl almal se oë gesluit is, kom ons respekteer mekaar. Ek wil my hele mens wees oorgee as die vrug op die saad van Jesus se opoffering.
Nie daar wees dit net jou hand opsteek en sê, Here, hier is ek. Ek wil net weet saam wie bid ek. Ek gee oor volgende. My alles, my hele wese, my lewe. Ek wil die vrug wees op u saad. Ek wil hierdie lewe lewe, dat mense Jesus ontmoet. Dat hy vir my genoeg is, dat hy die ek is, dat hy regverdig is en goed is. Vader, dankie vir elke hand wat op is en opgegaan het, Here. Here Jesus, dankie vir die lyding waardeur u gegaan het. Here, ons besef nie, en ons sal nooit besef waardeur u is in hierdie week nie, Here. Voor regters gestaan, voor mense gestaan, voor die eie volk gestaan, en hulle wil u nie eers vrygespreek het nie. Die eie mense het uitgeroep, kruisig hom. 'n doringkroon het u vir ons gedra, Here, stikkend geslaan, gemartel, in die gesig gespoeg, baard uitgepluk, Here, 'n rowwe stuk hout, op die rug gelaai, wat u moes opdra op daai heuwel, Golgotha, Here. Here, soveel lyding, soveel marteling, ons kan nooit besef nie, maar Vader, u het u seun gestuur, sodat hy sy lewe kon gee, as 'n offer, om 'n oes, 'n nakroos te sien. Dankie dat ons die nakroos kan wees, Here Jesus. Dankie dat ons lewe die resultaat kan wees van u lyding, dat ons lewe, Here, kan getuig van wat u vir ons gedoen het en volbring het, toe u deur alles gegaan het, en elke woord, elke profetiese woord vervul het oor u lewe, Here, sodat ons vandag hier kan sit, as die vrug op die saad wat u gesaai het, u lewe, Here. En daarom, Here, soos mense se hande opgegaan het, volgende sê, ek gee oor, I surrender all to Jesus. Mag u, Here, daardie vrug kom insamel, daardie oes insamel vanoggend, en elkeen net kom plaas, Here, in daardie mandjie van die koninkryk, Here, dat hulle sal lewe as deel van die koninkryk, dat hulle sal lewe met die hoop en die bemoediging, dat daar 'n ewige lewe wat vir hulle wag, want Jesus het alles volbring in die kruis. Ons verklaar, Here Jesus, ons is u oes, want u is die saad wat vir ons gesaai is. Dankie dat u opgestaan het en u regeer. Kom maak ons bewus, Heilige Gees, in hierdie week, van die lyding van ons verlosser, ons saligmaker Jesus Christus. Bring ons bymekaar, Here, Vrydag, waar ons u kruisdood kom vier, en Sondag weer waar ons die opstanding vier. Here, vir ons vreugdevolle tye, al was dit vir u marteling, het u dit laat deurgegaan, sodat ons nie daardeur hoef te gaan nie, maar dat ons met daardie hoop kan leef. Vrygekoop, duur gekoop, losgekoop. Ons is nie meer slawe nie. Ons is kinders, seuns en dogters van die lewende God. En ons eer U voor Vader in Jesus se naam. Amen.